Datahantering grafieke. In hierdie video gaan ons kyk na die volgende grafieke: 'n puntgrafiek, 'n lyngrafiek, 'n staafgrafiek, 'n sirkeldiagram en 'n histogram. Party van hulle het julle al gesien en miskien is daar 'n paar wat jy nog nie teëgekom het nie. Ons kyk eers na die puntgrafiek. Hier word elke stukkie data as 'n kolletjie of 'n punt op die grafiek voorgestel. Ons gaan sommer dieselfde data gebruik vir al die grafieke waarna ons gaan kyk. Ons tabel het die data in vir die daaglikse waterverbruik vir 7 dae. Hier is ons puntgrafiek. Kom ons kyk gou na al sy elemente. Alle grafieke het 'n opskrif: daaglikse waterverbruik. Ons het die y-as wat die waterverbruik aandui en die x-as wat die dae aandui. Die waardes van die waterverbruik word teenoor die dag op die grafiek aangedui as 'n punt. Jy kan sien daar is 1 punt vir elke dag en op hierdie grafiek het ons sommer die waardes by die punt aangedui. Dit is nie nodig nie, maar jy moet net seker maak jy maak jou kolletjie op die regte plek. Dag 1 is 23 kiloliter, dag 2 is 27 kiloliter en so aan. Dan het ons 'n sleutel hieronder wat vir ons wys, die kolletjies beteken die waterverbruik in kiloliter. Die volgende grafiek is die lyngrafiek. By 'n lyngrafiek word die datapunte wat jy nou net gedoen het met lyne verbind. As ons dieselfde data gebruik, lyk dit so. Weereens het die grafiek altyd 'n opskrif en dan word die asse ook gemerk. Die datapunte word met lyne verbind. Ons het hier ook 'n sleutel wat wys wat die lyn aandui. Staafgrafieke word baie algemeen gebruik. Ons gaan na 3 van hulle kyk. Die staafgrafiek se data word gewys deur stawe. Die stawe raak nie aan mekaar nie. Die staaf dui die data vir ons aan. Onthou altyd 'n opskrif, byskrifte en 'n sleutel. Soms maak ons 'n staafgrafiek wat se stawe dwars lê. Hierdie is 'n horisontale staafgrafiek. Alles werk presies dieselfde, behalwe dat die stawe nou op die y-as sit en nie op die x-as nie. Soms is daar meer as een stel data wat ons op 'n staafgrafiek wil voorstel. Ons data het 'n ekstra kolom, ons sê afloopwater. Die oranje stawe is die waterverbruik en die donkerrooi stawe is die afloopwater vir dieselfde dag. Daar is 2 stelle data en ons gebruik die dubbele staafgrafiek daarvoor. Kyk, ons sleutel het nou 2 inskrywings, wat mooi wys wat beteken die verskillende stawe. Die volgende is die sirkeldiagram. Met 'n sirkeldiagram word die data voorgestel as gedeeltes van 'n sirkel en hier werk ons baie met persentasies, sodat jy kan sien watter gedeelte 'n sekere stel data uitmaak van die totaal. In hierdie sirkeldiagram word beide die data sowel as die persentasies aangedui. Die laaste grafiek is die histogram. Dit lyk baie soos 'n staafgrafiek, behalwe dat die kolomme aan mekaar raak. Ons noem dit ook nie stawe nie, maar houers. Dit moenie verwar word met 'n staafgrafiek nie, want anders as 'n staafgrafiek dui die histogram frekwensies aan. Dit gee vir jou 'n aanduiding van hoeveel keer jou data in 'n spesifieke groep val. As ons hier kyk, in ons eerste houer dui dit vir ons aan wat is die frekwensie van waardes tussen 0 en 10. Daar was net 1 dag wat dit 6 was. Die tweede houer wys die frekwensie van hoeveel waardes van 10 tot 19 daar was. Daar was net 1.
een dag het 19 kiloliter gebruik. Die derde houer bevat alles van 20 tot 29. Kan jy sien wat is die frekwensie? 23, 27 en 26. Die frekwensie is 3 en die houer is gemerk tot by 3. En so kan jy aanhou. Om dit beter te verduidelik, gaan ons die data eerder oorskryf in die stingel- en blaarfrekwensietabel. Nou maak dit meer sin, nou. Die eerste een se frekwensie is 1, en dan weer 1. Die derde ene is 3, en daar is 2 in die laaste houer. So die histogram gee nie vir jou die data direk soos in die staafgrafiek nie. Dit gee vir jou die hoeveelheid of frekwensie van hoeveel keer dit voorkom.